Geliefdes, ons het nou die afgelope tyd tot voor die Paasnaweek, het ons begin praat oor Jesus se inkoms in Jerusalem as die koning van die Jode en alles wat daarmee saamgaan, ook by ons Bybelete op Vrydagoggend het ons ook gepraat oor die koning van die Jode en wat dit vir ons regtig beteken dat hy aan die kruis moes hang en dat Pilatus die bordjie bo aan sy kop opgesit het, hier hang die koning van die Jode, en ons het daaroor gesels, en toe het ons ook gepraat die Sondag oor die opstanding van Jesus Christus en die oorwinning oor die dood, en laas Sondag sou ons 'n bietjie gesels het oor die hele gedagte van, wat nou? Die kruisiging is nou, hy het opgestaan, die graf is leeg, hy lewe, hy het homself openbaar, ons het gepraat oor al die aspekte van die opstanding en wat het vir ons beteken, die oorwinning daarvan, maar wat nou? Dis nou verby. Wat nou? En vanmôre wil ek bietjie met u deel, want ons kon dit toe nie laas Sondag doen nie, die gees van die Here was so kosbaar in ons midde, die Here het op so kosbare manier gewerk in ons midde, en die Here het ons regtig geseën by ons manne gebedsaand, nag wat ons gehad het, en almal is opgewonde daaroor, en God het vir ons gesê, God has a way. En ons vertrou die Here vir sy weg, ons vertrou die Here vir sy uitkoms, vir sy deurbraak, ons vertrou die Here vir 'n nuwe werk in ons midde. Maar wat nou? Wat nou? En ek wil vir u 'n gedeelte saamlees, as u die Bybel by die hand het, onthou ek het laas keer ook gesê, die feit dat ons dit op die projektor sit, is 'n hulpmiddel om ons te help, maar dis nog steeds belangrik dat ons swaard by ons moet hê. Dat ons nie ons Bybels moet verwaarloos nie, maar inteendeel dat ons Bybels vir ons kosbaar moet wees. Sommige net so terloops, terwyl ek hierdie week nou maar 'n bietjie navorsing gedoen het oor hierdie 10 maniere, ek het selfs by 25 uitgekom op 'n stadium, manier waarop ons beter kontak kan maak met God. Toe ek na 'n paar goed gaan kyk, bronne gaan kyk wat ek nageslaan het, en soos ek sê, party sê daar's 10, party sê daar's 12, party sê daar's 25, ander een sê daar's 20, maar wat vir my kosbaar was, elke enkele keer, waar mense 'n lysies begin maak, van hoe om te bid, en hoe om beter te bid, en om kontak te maak met God, en hoe ons gebedslewe te verdiep, elke keer punt nommer 1, wat hulle sê is, sit neer jou foon. Want die feit is, ons fone het ons lewens oorgevat. En is nie verkeerd nie, ek self het my Bybel op my foon, ek self as ek gaan hospitaal doen, vat ek nie eens meer my Bybel saam nie, want ek het ons my foon by my, en dit is lekker maklik om goed op te lees en na te slaan na al die goeders, maar die probleem is, en Pieter het vanmôre gesê toe ons daaroor hier gestaan en praat het, die probleem met 'n foon is, dat die oomblik wanneer jy jou foon oopmaak en jy wil begin lees, dan sorg die duiwel dat daar 'n notification deurkom. Of jou oog val op iets anders wat jy eintlik graag nog wou gelees het, maar nie by uitgekom het nie. En voor jy kom kry is 'n halfuur verby, en jy het nog nie gedoen wat jy eintlik moes doen nie. Dis die gevaar van 'n foon. Maar dis nou sommer net terloops. Ek praat, tuis, ek praat. En daarom is dit so belangrik dat ons Bybels nie moet verwaarloos nie. Dis lekker om 'n Bybel op jou foon te hê. Lekker om die Bybel, hier het ek die Bybel op my laptop. Maar op die einde van die dag bly die woord ons swaard. Bly die woord ons voedsel, die brood van die lewe. En ons moenie ons woord, ons Bybel verwaarloos nie. Inteendeel, ons moet dankbaar wees dat ons nog die Bybel het. Want daar's baie volke wat nie meer die Bybel mag hê nie. Daarom moet ons dankbaar wees vir ons woord, maar dis so terloops. So daar op die bord, maar as jy jou Bybel byderhand het, nog beter. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, is Matteus 28 vers 1 tot 7. Teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.
En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol, en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En dit was, en uit vrees vir hom, het die wagte gebewe, en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. En ek wil vanmôre bietjie met u gesels na aanleiding van hierdie geleesde gedeelte en ook ander dele uit die evangelies oor 7 gevolge of aksies vir jou en my as ons glo hy het opgestaan. Sekere 7 dinge wat jy en ek kan doen en moet doen en behoort te doen en wat deel van ons reaksies te behoort te wees as die opstanding vir jou 'n werklikheid is. Paulus kom en hy sê, ek wil niks anders weet onder julle as hom, as die gekruisigde nie. En soos ek 'n paar keer gesê het, baie mense haak daarby vas. Hulle haak vas by die kruis. Hulle het 'n kruis in hulle kar, hulle het 'n kruis by die huis, hulle het 'n kruis by die voordeel, hulle het 'n kruis by die hekkie, alles is die kruis. En dis reg. Solank die kruis leeg is, want die kruis is leeg, hier is dit opgestaan. Maar dan kom Paulus, dan gaan hy bietjie verder. Dan sê hy nie net, vir my is die kruis alles nie. Hy gaan ook en hy sê, as Jesus nie opgestaan het nie, beteken die kruis niks. As Jesus nie opgestaan het nie, is ons geloof nutteloos. Help het nie ons glo nie. So ons kan nie by die kruis vashak nie. Ons moet by die kruis verby beweeg. Dit begin by die kruis. Maar ons moet by die plek kom waar die opgestane Jesus 'n verskil maak in jou en my lewe. Terug by geloof sonder werke. Help nie net om te glo in die kruis nie. Help nie net om te glo in die bloed nie. Help nie net om te glo in die naam van Jesus nie. Die vraag is, het die leë graf 'n verskil in jou lewe gemaak? Het die opstanding jou gemotiveer om iets te begin doen? 7 reaksies of gevolge vir jou en my na die opstanding. Ek het vir die manne vertel die aand by die gebedsnag, toe sê ek vir hulle, want ek het daai Saterdag het ek die boodskap voorberei, en toe ek nou klaar is, toe kyk ek die boodskap so en ek beloof julle, ek gaan baie hard probeer om nie lang te preek nie. Maar toe dog ek vir myself, ja, 7 punte, die manne gaan vir my kwaad wees. Ek kan nie 7 punte preek nie. Praat. Ek gaan een van die punte uithaal, en as ek by daai punt kom, sal ek vir julle sê wat die een het was. En toe ek nou klaar voorberei het, en bietjie bid oor dit, en sê die Here vir my, maar Herman, eers kom dit by my op, en ek sê, maar hoorie, as ek nou 'n punt uithaal, dan is dit net 6. En 6 is die onvolmaakte getal. Ek kan nie net 6 preek nie. Toe gesê ek nog iets uithaal, maar kon nie nog iets kry nie. En toe begin die Here met my praat en sê die Here vir my, maat, ek vir jou 6 of 7 punte gegee. So ek is weer terug by die 7 punte.
Die eerste punt wat ek graag vanmôre wil noem, is, die graf is nog altyd leeg. Die graf is steeds leeg. Hy was nie net leeg vir 'n dag of 2 nie. Die graf van Jesus Christus is vandag nog leeg. Mohammed se graf is nie leeg nie. Boeddha se graf is nie leeg nie. Om die waarheid te sê, hulle het gister die dooie Boeddha se verjaarsdag gevier, as ek reg onthou, gister of eergister. Hare Krishna se graf is nie leeg nie. Hierdie en daardie profeet en hierdie en daardie groot prediker se graf is nie leeg nie, maar Jesus se graf is nog altyd leeg. Hy het opgestaan en hy sal nooit weer sterf nie. En die grootste reaksie wat jy en ek kan hê, is om die God wat ons dien te loof en te prys en te aanbid en groot te maak met ons hele hart, met ons hele wese, met ons hele verstand, wat ons God en ons koning het oorwin. En ons aanbid 'n oorwinnende koning. Jesus sê in die laaste dae soek hy mense wat hom in gees en in waarheid aanbid, en hoor vir my vanmôre. Jy kan nie God loof en prys as jy nie glo hy het opgestaan nie. As die opgestane Christus nie vir jou 'n werklikheid is nie, dan is hy vir jou net so dood soos Boeddha. Maar as hy opgestaan het, dan wil jy soos Thys nou die dag gesê toe hy hiervoor gestaan het, ek kan nie anders as om te spring en te jubel en te juig en my hande te klap nie, want my Jesus het opgestaan. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek. Nou, ons het nie almal die voorreg om Israel toe te gaan nie. Maar ek en Marie het daai voorreg gehad. En ja, die Roomskerk beklei met die Lutherse kerk, en die Lutherse kerk beklei met die Jode wat waarlik tot bekering gekom het, en elkeen sê die graf van Jesus is op 'n ander plek. Maar die feit is, maak nie saak wat die een hulle nou eintlik die regte een is nie, hulle is al drie leeg. Ek wil vir jou sê, as jy by daai tuin instap, vir al die een wat die meer reg voel, as ek dit so kan stel, dan kan jy nie anders as om in verwondering God te begin loof en prys nie. En ek onthou toe ons daar was, Pastoor Loukie Kilian was ons leier gewees. Toe ons daar in daai tuin staan voor daai graf, toe begin ons spontaan net 'n loflied sing tot eer van die Here. Boetie en sussie, as jy in geloof voor 'n leeg graf gaan staan elke môre en aan God die lof van die eer begin gee, dan gaan hy vir jou 'n werklikheid wees. Kyk wat het laasweek gebeur. Ons het God geloof en geprys en aanbid. Is dit nie gepreek nie? Daar was niks snaaks nie, maar die Here was in hierdie plek, en ek glo, elkeen van het hier uitgestap en gesê, wow, ons was in God se teenwoordigheid. Want wanneer jy God begin oplig, dan begin jy bewus word van hom wat in jou midde is. Die eerste reaksie wat jy en ek behoort te hê, as ons glo in die opstanding, is dat ons hom sal aanbid. Ons sal loof en sal prys. Daardie Emmausgangers, toe hulle besef wie die een is wat by hulle staan, toe sê hulle, ons harte het brandende geword. Kan ek vir jou vra, aanbid jy opgestane Christus? As jy in die oggend opstaan, raak jy bewus van 'n opgestaande Christus wat in jou is, saam met jou is, met jou is. Ons het nou 'n liedjie gesing, Immanuel, God met ons. En dan sê die Engelse versie dit so pragtig. Die Engelse versie sê, en hy is in ons gereveal. Is Jesus aan jou geopenbaar, omdat hy by jou kom staan het en gesê het,
ek het opgestaan. Die tweede reaksie, hy haas my, is Jesus leef nog, halleluja. Hy het nie 30 jaar oud, of 90 jaar oud, of 120 jaar oud, of 900 jaar oud geword. Ek het nou weer die Bybel van vooraf begin lees, en ek het my weer verstom oor hoe oud mense geword het, almal oor die 900 jaar in die begin. Jesus is al oor die 2000 jaar oud in sy menslike liggaam, maar as God is hy ewig. Maar die feit is, ons God het nie weer gesterf nie, al het, dink mense dalk so. Al leef hulle asof Jesus dood is. Maar Jesus leef nog. En die vraag vanmôre is, leef ons in die krag van sy opstanding? Glo ons vanmôre, Jesus kan Bobby se knie genees. Glo ons vanmôre, hy kan vir ons voorsien. Glo ons vanmôre, hy is in staat om te red, te verlos, en te genees, en te bevry, en te doop met sy gees. Glo ons dit vanmôre. Lewe ons in die krag van sy opstanding, daardie krag wat Jesus opgewek het uit die dood, sê Paulus is tot jou en my beskikking. Leef ons as mense wat glo in die opstandingskrag van Jesus. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Alle mag. Glo ons dit? Of moet ons gaan mediteer, en moet ons allerhande snaakse goeders doen in ons knoop, soos wat sommige godsdienste doen, en selfs sny met messe, en allerhande snaakse goeders aanvang, om hulle God se aandag te probeer kry. Of weet jy, al wat ek hoef te doen, is te sê, Jesus. Toe Petrus en Johannes by die tempelpoort kom, toe sit daar 'n krepelman by die poort, en die Bybel sê, hy het verwag om iets van hulle te ontvang. En wat hy verwag het was kos of klere of 'n oortjie of wat ook al. Maar Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus, word gesond. Dis die krag van die opstanding. Nie verkeerd verstaan nie. Nie almal ervaar dit nie. Nie almal beleef dit nie. Maar glo jy dit? Glo jy dit is moontlik? Glo jy in die krag van Jesus Christus, wat hom opgewek het, dat daardie mag wat aan hom behoort, aan jou gedelegeer is deur die werking van die Heilige Gees? En dat ons in staat is om te doen, ver bokant wat ons dink of vra, deur sy krag. Glo ons dis moontlik? Maar ons moet begin op die plek kom waar ons sê, Here, omdat U tot alles in staat is, sê U, ek is meer as 'n oorwinnaar, en ek is tot alles in staat deur hom. Want hy het opgestaan. En hy leef. Hy is 'n werklikheid. Die derde reaksie. Jesus se beloftes is nog altyd die waarheid. Glo dit. Staan daarop. Bely dit. Spreek dit. Sê vir die duiwel, Satan, jy's 'n leienaar, my God het gesê. Want Satan gebruik ook baie keer die woord van God. Jy ken die verhaal wat Jesus vertel het? In Jesus self, in die woestyn, Satan gekom en vir Jesus uit die woord gekwoteer. Hy het nie gelieg nie. Maar Jesus het omgedraai en gesê, Satan, maar daar staan ook geskrywe. Kan ons dit doen?
Kan ons vanmôre staan op God se woord, op God se beloftes en sê, Here, u beloftes is die waarheid. En omdat Jesus opgestaan het, is daar krag in die beloftes van Jesus. En ek gaan dit vat, ek gaan daaraan vashou, en ek gaan daarvolgens lewe. Want sy beloftes is die waarheid. Lukas 24 vers 6 sê, hy is nie hier nie, dit staan ook in die gedeelte wat ons gelees het. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het. Toe hy nog Galilea was, Matteus sê, hoe hy vir julle gesê het, gaan ontmoet my in Galilea. Want wat God gespreek het, is waarheid. Wat God gespreek het, is lewe. Wat God gespreek het, is die werklikheid. En jy en ek moet net reageer op wat God gesê het, want God se sê is die waarheid wat Jesus het opgestaan. En hy waarborg sy woord. Wat hy gesê het, het gebeur. Die profesie oor hom het uitgekom en dit gerealiseer. En omdat hy opgestaan het, kan ek daaraan vashou en sê, Here, omdat u gesê het, glo ek, dis ook vir my moontlik. Want u sê nie 'n enkele woord of jota of titel sal verlore gaan, voor dit wat u gesê het, nie waar word nie. Is dit vanmôre ons reaksie? Leef ons op die beloftes van God se woord? Want hy het opgestaan. Die vierde ene wat ek wil noem, Jesus, luister mooi, gebruik steeds vissers en tollenaars. Maar ek wil daarby iets voeg. Want nou kan jy dalk hier sit en sê, maar Here, ek is nie so sleg soos 'n visserman en 'n tollenaar nie. Jy kan nie sit en sê, maar Here, ek het u nog altyd gedien, ek is 'n mooi seentjie, Here, ek het sonnaskool toe gegaan, ek het kerk toe gegaan, ek het maar u nog altyd gedien, Here, ek is mos nog nie 'n visser en 'n tollenaar nie. Maar weet jy wat? Jesus het nie net vissers en tollenaars gebruik nie, hy het dokters ook gebruik, want Lukas was 'n dokter. So dit gaan nie oor die klas en die stand en hoeveel geld jy het en hoe lank jy die Here dien of nie dien nie. Dis nie die punt nie. Die punt is, Jesus gebruik almal wat gewillig is. En die opgestaande Jesus het vissers en tollenaars gebruik en vir hulle gesê, los alles, volg my. Hou op om aardse huise te bou. Bou jou huis in die hemel. Hou op om jou tyd te gebruik vir aardse goed wat vergaan. Gebruik jou tyd om God mee te verheerlik. Volg hom. Dien hom. Erken hom in alles wat jy doen. Want hy het opgestaan, hy is jou koning, hy is jou meester, hy het ingery gekom op 'n donkie, en hy het beheer kom vat van die troonkamer van jou lewe, en hy het opgestaan in hy lewe, en om het te bevestig, het hy opgevaar, is hy besig om vir jou plek te berei, en het hy vir jou sy gees gegee om met jou te wees, in jou te wees. Matteus 4 vers 9, en hy sê vir hulle, kom agter my aan. En ek sal julle vissers van mense maak. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jy is, of jy 'n tollenaar of 'n visserman of 'n dokter is nie. Kom agter Jesus aan, sodat hy jou kan toerus om 'n visser van mense te wees. Hy jou kan toerus sodat jy bruikbaar kan wees in sy koninkryk. Ek wil vanmôre 'n stelling maak. 'n Mens wat glo in die opstanding van Jesus kan nie 'n lui mens wees nie. Kan ek dit weer sê? As jy vanmôre in die koninkryk van God niks doen nie, is dit nie God se skuld nie.
dan is dit omdat jy nog die besluit het om Jesus te volg nie. Maar as jy 'n volgeling van Jesus is, dan word jy 'n doener van sy beloftes. Word jy 'n dader, 'n getuie van die opgestane Jesus. As Jesus vir jou 'n werklikheid geword het, dan word dit brandende hier binne. En dan kan jy nie stil bly nie. So as jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek beteken niks vir u nie, dan is dit nie God se skuld nie. Moenie veroordeeld voel nie, dis nie wat ek probeer doen nie. Probeer jy nie veroordeel of laat sleg voel nie. Die punt is net, as jy op 'n plek is waar jy niks meer vir Jesus doen nie, dan moet jy weer by 'n leë graf uitkom. Dan moet jy weer op 'n plek kom waar jy Jesus agter jou hoor sê, Maria, dis ek. En jy omdraai en sê, Rabboni, my Here en my God. Van laas was jy by 'n oop graf. Van laas het die opstanding van Jesus vir jou werklikheid gewees, want dan sal jy Jesus volg. Die 5de reaksie. Jesus red en genees nog. Maar hy doen dit deur jou en my. En daarom moet jy en ek getuig. Daarom moet ons vertel van die groot dinge wat God vir my gedoen het, vir jou gedoen het. Die Here het nooit gesê tuis dat ons vir mekaar moet preek nie. Hy het gesê dat ons van hom moet getuig. Ja, die Here roep predikers. Hy roep verkondigers van die evangelie. Hy rus hulle toe. Maar dit gee nie vir jou en vir my die verskoning om te sê, laat hulle die job doen, ek gaan niks doen nie. Ons moet almal getuig. Ons moet almal vertel. Ons moet almal opgewonde raak oor wat Jesus gister en eergister en vanoggend vir my gedoen het. As Jesus opgestaan het jou lewe en hy jou gered het, en hy jou genees het, en hy jou verlos het, want onthou, genesing is nie net fisies nie, die Here gaan Bobby se knie aanraak, maar God genees ook ons gees. Hy genees ons hart, hy genees ons gevoelens, hy genees ons emosies. Daarom gaan kyk bietjie wat sê 1 Korintiërs 13 wanneer hy praat oor die gawes van die Gees. Al die gawes is in 'n enkelvoud, behalwe een. Het jy dit al gesien? Daar's net een van die gawes van die Gees wat in meervoud is. Die gawes van gesondmaking. Gaan kyk dit. Want God genees nie net fisies nie. Hy genees verhoudings. Hy genees harte. Hy genees gedagtes. Die gawe van gesondmaking is nie enkelvoud nie. So dalk sit jy vanmôre hier en God het jou genees van iets, van vrees, van angs. God het jou genees van 'n verlede wat jou gebreek het. Maar het jy al daarvan vertel? Het jy al getuig daarvan? Julle sal sê, ek pik vanmôre op jou tuis. Maar ek sal dit nie vergeet nie, want het was vir my so kosbaar. Dit is nou 'n lang storie, maar dit so gebeur dat ek en tuis mekaar ontmoet het by 'n kwekery. Eendag. Ons het lekker gesit en gesels. En toe begin hy my vertel hoe God hom genees het, nadat hy
by 'n riviertjie gaan bid het oor sy pyn. En ek wil nie sy getuienis vertel nie, dalk het hy dit al vir julle vertel. Maar het was vir my net so kosbaar, toe Thys net begin deel, net vertel, van hoe die Here hom genees het, nadat hy daar gebid het, en hoe hy in 'n sentrum beland het, en hoe die Here net met hom begin praat het. Ek wil nou nie, hy kan my getuienis vir julle vertel. Maar dis wat ons moet doen. Ons moet mekaar ontmoet in ons sitkamers. Ons moet mekaar ontmoet voor 'n kaalvuur. Ons moet mekaar begin ontmoet langs die see. Ons moet mekaar ontmoet hier, waar ons by mekaar kom hier. En ons moet met mekaar begin deel, vir mekaar begin vertel. Ons moet begin getuig oor die groot dade van God in ons lewe. Want hy het opgestaan, hy lewe. Nee, pastoor, jy verstaan nie, ek is 'n baie skaam en teruggetrokke mens. Mense, as julle my geken het, sou julle gesê het, hoe is dit moontlik dat Herman voor hy kansel kan staan? Want hy kon nie eers in die klas, as hulle begin praat het oor debatvoering goed, dan het ek opgestaan en uitgestap, en ek was 'n paar keer in die moeilikheid daaroor. Maar ek het geweier om voor mense te praat. Maar God het my genees. Wat het jy en ek om oor te vertel? Te getuig van 'n Jesus wat red en genees. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet. Kan ek vir jou vra, en ek is self skuldig, en ek voel skuldig daaroor, en ek het dit al vir myself gesê ook, kan ek jou vra, het jou bure al gehoor van jou, dat Jesus red en genees? Weet al die mense saam met wie jy werk, dat Jesus red en genees? Weet jou familie vanmôre, dat Jesus red en genees? Gaan dan, dat die hele huis van Israel sekerlik weet. Wanneer laas het ons getuig en vertel van die groot dinge wat God vir my gedoen het? Dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het, toe hulle dit hoor. Nie toe hulle in die kerk sit na preke luister nie, maar toe hulle hoor hoe dit mense vertel dat Jesus red en genees, toe is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? Nie net by evangelisasieveld tog nie. Nie net na 'n groot preek op die televisie nie. Maar die oomblik toe mense begin vertel van die groot dinge wat God doen. God wag vir jou en my. Hy het opgestaan. Hy wag vir jou en my om te begin vertel, te getuig. En dan die een wat ek uitgelaat het en weer teruggesit het. Jesus se volgelinge het mekaar nodig. Reik uit en gee om. Boetie en sussie, as Jesus opgestaan het, dan sien ons mekaar raak. As Jesus opgestaan het in ons harte, dan stel ons belang in mekaar. Dan is ons lief vir mekaar. Dan dra ons mekaar. Dan sorg ons vir mekaar. Kan ek vir jou lees? Handelinge 2 vers 44 en 46. Almal wat gelowig geword het, was by mekaar. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek.
Hoor wat daar staan. En jy gaan nou vir my sê, ek is 'n reaksie, ja ek is. Want daar's 'n lering deesdae wat rondgaan by mense, ons het die kerk nie meer nodig nie, ons kan in die huise by mekaar kom, want dit is die Nuwe Testamentiese model, dis nie wat daai vers sê nie. Daardie vers sê, hulle het in die tempel by mekaar gekom. En van huis tot huis. Nie die een of die ander nie, al twee. Ja, dit is so, dat die afgelope 100 of wat jaar, was die huiskerk en die huisbyeenkomste afgeskeep, en dit alles net gefokus op groot, magtige makrogemeentes. Dis waar, en dit was verkeerd. Maar die Bybel sê nie, die kerkmodel is huis tot huis nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, hulle het in die tempel by mekaar gekom, en van huis tot huis brood gebreek. Albei is belangrik. Want jy kom in die tempel by mekaar om as 'n geheel, gesamentlik God op te lig en groot te maak. Op 'n ander plek sê hulle sê die woord van die Here, en hulle het in die pilaargang van Salomo by mekaar gekom. Dis 'n leuen van die duiwel om mense by die huise te laat sit en hulle self te verskoon dat hulle hou by die huiskerk, maar eintlik doen hulle niks nie. Ons moet in die tempel by mekaar kom as gemeente, as liggaam van Christus, en ons moet mekaar bedien by die huise, nie die een of die ander nie. En as jy glo Jesus het opgestaan, ja, dan wil jy in klein groepies by mekaar kom en saam eet en drink en kuier en bly wees en vrolik wees oor die groot dinge wat God vir ons gedoen het. Want ons het nie altyd in 'n groot kerk die tyd om dit met mekaar te deel nie, maar ons het ook nodig om by mekaar te kom as 'n geheel, as 'n eenheid om saam God se naam te loof en te prys en toe te laat dat die gawes van die Gees kan werk. Dis nie die een of die ander nie. Maar as Jesus opgestaan het, dan het ons mekaar nodig en gee ons vir mekaar om in die kleiner groep en in die groter groep. Mag die Here ons help, dat ons weer, as ons by mekaar kom, na mekaar sal kyk. En verskoon my nou as ek dit vanmôre so noem, maar want dit gaan nie om my nie. Maar toe Bobby daar aangestap kom vanmôre en hy hinkepik so, en ek vra vir hom, Boetie, is jy alright? En hy vir my vertel van sy knie, het my hart vir hom uitgegaan. En ek vir myself gesê, ek wil vir hierdie man bid. Ek het nie gedink ons gaan dit in die diens doen nie. Die Gees van die Here het my so gelei. Maar ek wil jy vra, kom jy kerk toe, en kom sit jy in jou bank en jy kyk daar voor jou, mag nie 'n woord sê nie. Ons is nou in die kerk. Dan mag nie 'n speld val nie. Of kom ons in die kerk en ons sê, Piet, hoe gaan dit met jou? Is die Here goed vir jou? Weet jy, die Here is baie goed vir my. Maar ek sien jy hinke punt, kan ek vir jou bid? Pieter, hoe gaan dit by die werk? Ek weet jy kry swaar by die werk, kan ek vir jou bid? Dit is kerk. Dis hoe ons by mekaar moet kom. Deur vir mekaar om te gee en uit te reik. En as ons klaar die preek geluister het, dit was 'n wonderlike preek, wag ons weer vir volgende Sondag. Nee. As jy klaar die preek geluister het, moet jy uitstap en daar buite vir die mense gaan vertel, die Here het Sondag met ons gepraat. Kan ek bietjie met jou deel wat die Here vir my alles Sondag gesê het? Dis kerk. Dan is kerk nie meer 'n gebou, 'n preekstoel, 'n orkes nie. Dan is 'n kerk jy en ek wat glo in 'n opgestane Christus.
Nou sien julle hoekom sê die Here ek moet hom terugsit. Ek weet nie hoekom wil ek juist hom uithaal nie. En die laaste ene, daarmee sit ek af. Jesus doop nog met sy gees, word kragtig. Kan ek daai versie vir jou lees? Efesiërs 5:18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Dis nie op Pinksterdag nie. Dis toe die kerk al gestig is, toe Paulus geroep is, toe hy begin gemeente stig het, en toe groot dinge begin gebeur in Klein-Asië, toe sê Paulus onder die kragtige leiding van die Heilige Gees, mense, moenie beïnvloed word deur wyn en die omstandighede en al die goed waarmee julle so besig hou nie, maar kom op 'n plek waar julle toelaat dat die Heilige Gees julle sterk maak. En die Heilige Gees julle beïnvloed. Die Heilige Gees julle lei. Eindelik, Hoofstuk 6 vers 10 sê, eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis nie net genoeg om te sê ek is 20 jaar gelede gevul met die Heilige Gees nie. Die vraag is ons vandag nog kragtig in die Here? En as ek die eerste een om te buig en te sê, Here, ek moet erken dat baie keer omstandighede en druk en spanning en goed beroof my van die krag in my lewe. Here, ek is soos 'n lekkende erdekruik. As ek nie gereeld so 'n bietjie opgetop word nie, dan raak ek leeg. En daarom sê Paulus, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Dan het ons 'n deernag gebedstye soos nou die aand nodig, waar ons as manne en vroue en kinders en gemeente by mekaar kan kom en net kan vergeet van wat by die huis aangaan, vergeet wat by die werk aangaan, vergeet wat in jou omstandighede aangaan, vergeet van jou bankrekening en net vir 'n paar uur net met God besig raak, sodat ons net weer kan vol word. Dis waarom ons by einkomste soos hierdie nodig het. Om by mekaar te kom, vir mekaar te bid, mekaar te ondersteun, mekaar te dra, mekaar te help, om net weer vol te word. Sodat ons in daai dom, deur mekaar wêreld kan ingaan, en kan ingaan met krag. Kan ingaan met die opmerking soos Petrus, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het ek Sondag opnuut weer ontvang, en die Here my net weer opnuut bevestig en aangeraak en gevul en toegerus. Dit wat ek het in die naam van die Here staan op 'n loop. Nie omdat ek by 'n huiskerk was of in die kerk was nie, sê waaroor dit gaan nie. Maar omdat ons in die teenwoordigheid van God was. Dis wat saak maak. En omdat ons opnuut weer besef het, Jesus het opgestaan, hy lewe. Wat nou na die opstanding? Nou moet ons God begin loof en prys. Nou moet ons begin leef in die krag van sy opstanding. Nou moet ons weer gaan begin staan op sy beloftes. Nou moet ons hom begin volg as vissers van mense. Nou moet ons begin getuig van alles wat hy vir ons doen elke dag. Nou moet ons uitreik en omgee vir mekaar. En laastens, nou moet ons op God begin wag vir meer krag, vir meer salwing, vir meer heerlikheid, dat ons vol sal wees van Christus, deur sy Gees, en leeg word van onsself. Wat beteken die opstanding vir jou, vir my, vir Paris ons gemeente? En wat gaan dit doen aan die wêreld daar buite?